is die liggaam dood vanweë die sonde. Menende, die vlees is dood. Okay? Maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Menende, God is die geregtigheid vanmôre in jou gees. Dit stel jou in staat om jou vlees te kruisig vanmôre. Amen. Halleluja. Nou vanmôre gemeente wil ek met jou kom gesels oor 'n baie interessante onderwerp oor hy wat gereed staan. En ek het dit nou genoem ook dat die Here staan vanmôre gereed tot jou voordeel. Ek wil vanmôre met jou praat. Ek wil nie vanmôre met jou man of jou kind praat nie. Ek praat vanmôre met jou as enkel persoon, individu vanmôre. Die Here staan vanmôre gereed vir jou voordeel. Nie vir die pastoor se voordeel nie. Nie vir die een langs jou se voordeel nie, vir jou voordeel. So sê vanmôre vir jouself, vir my voordeel. Amen. Hy staan vanmôre gereed vir jou voordeel. En hy wil vanmôre aan jou openbaar. Wat is sy versteekte woord? Amen. Nou vir my vanmôre skep dit al klaar 'n prentjie van ons wat gereed moet wees vir die wel ons die kerk moet gereed wees vir die Here. As hy vanmôre gereed staan vir jou voordeel, moet jy vanmôre gereed staan vir sy voordeel. Amen. Kan jy dit sien? Dit is vanmôre 'n legkaart wat die een kom en die ander een kom en die woord sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Hy staan vanmôre gereed. As ek moet altyd dink hoe die Here gereed staan vir my, dink ek aan die Here met hierdie wat is daai wapenrusting. Hy staan vanmôre reg. Hy het sy woord. Hy het sy borsharnas, hy het sy helm van verlossing, hy het sy gordel van waarheid. Ek meen, hy is waarheid. Hallo, prys die Here. Hy het sy skoene aan vanmôre, want hy's bereid om vir jou in te tree. Ek dink aan die skild van geloof, die engele wat vanmôre saam hom vergesel, daar waar hy gaan. Hy staan vanmôre gereed vir jou voordeel. En hoe awesome is dit om te weet vanmôre, ons kan daaruit baat. Ons moet vanmôre gereed staan vir die Here se werk, gemeente, die leiding, die lering, die ondersteuning, die vermaaning, die liefde, tot die dag wat hy ons kom haal. Môre wil ek vir jou vra, is jy bereid om reg te staan tot die dag wat hy jou kom haal? Is jy vanmôre gereed om reg te staan vir sy werk tot die dag wat hy jou kom haal? Deur die feit dat hy jou kom haal, dalk eendag is dit te sê ons gaan almal saam met daai dag saam nie. Maar wanneer jou tyd kom, is jy bereid om te staan en wag vir hom. Om gereed te staan vir hom, omdat hy klaar gereed is vir jou. En dis so belangrik vanmôre, want ons moet ons harte in soveel maniere beskerm en regkry met die Here. Ja, daar kom tye wat ons dalk misluk, maar daar kom ook tye waar daar versoening is. Maar kom ons kyk vanmôre na hy wat gereed staan in terme van die Here. Die Here staan vanmôre gereed. Hy staan vanmôre gereed om jou te ontvang. Net soos jy is. Gemeente, ek gaan van nou af begin preek Pinkster. Ons is beweeg Pinkster toe. Hy staan vanmôre gereed om jou te ontvang. Hy staan vanmôre gereed om jou as individu. Nie te sê, nee, vat maar my man eerste nie. Nee, hy staan vanmôre gereed, dis nou grappie hoor, dis kan maar lag. Hy staan vanmôre gereed om jou te ontvang. Is jy vanmôre gereed om sy gees te ontvang? Amen. Dis baie belangrik vanmôre. Hy staan vanmôre gereed om jou te bedien. Dis nie net 'n bedien nie, hy staan vanmôre gereed om jou te bedien. Amen. As hy jou een keer bedien het, kan jy maar weet jy's los vir ewig. Regtig. Dis so kragtig die Here is. Maar hy staan vanmôre gereed om jou te bedien. Hy staan vanmôre gereed om jou te bereik. Waar jy is in jou hele wese, waar jy is vandag in die Here, hy staan vanmôre gereed om jou te gaan haal as jy dalk op die sypaadjie is en nie op die pad is nie. Hy's bereid om vanmôre stil te staan.
Hy staan gereed vanmôre om jou te beïnvloed met sy woord. Hoekom sê ek beïnvloed? Wees pastoor, dit klink so kragtig. Nee, dit is nie. Hy staan vanmôre gereed om te openbaar in jou lewe waar dit is wat jy moet weet. Dis beïnvloed. Amen. Halleluja. Hy staan vanmôre gereed om jou te bemagtig met woord en met krag. En weet jy wat? Hy staan vanmôre gereed om jou te aanvaar nes jy is. As jy vanmôre 'n stuk in 'n jean of 'n gebreekte tekkie, ek het nou nie 'n gebreekte tekkie aan nie, maar sou ek vanmôre kaalvoet hier gestaan het, is hy vanmôre gereed om my te ontvang. Amen. En ek wil vanmôre vir die vraag vra, het jy jou hart oopgestel vanmôre vir dit? Dit is 'n baie persoonlike woord vanmôre. Het jy jou hart oopgestel vanmôre om te ontvang? Ek moes my hart oopstel. Het jy jou hart oopgestel? Jy vanmôre het by hierdie kerk instap gesê, Here, ek stel my hart oop vanmôre om te hoor wat U te sê vanmôre. Ons as kerk is altyd so ingestel dat ons moet gereed wees. En so moet ons gereed wees. Ons is altyd ingestel op dit. Dat ons soms vergeet dat die Here ook gereed staan om jou as sy kind te help en te lei deur water om by die groener gras uit te kom aan die ander kant. 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 11 sê, maar soos daar geskrywe staan, ek love die woorde, want hierdie woorde maak enige vyand bang. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Kan jy dit sien, die Here staan gereed vanmôre om jou lief te hê. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. So wanneer die Gees in jou is, maak hy bekend die liefde wat hy vir jou het. Want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimnisse van God vanmôre. Hy sê nie hy ondersoek die diep geheime van jou vanmôre, hy sê hy ondersoek die diep geheime van God vanmôre. Hoekom? Want God het 'n spesifieke doel vir jou stoor vanmôre. Hy wil jou bekragtig sodat jy vanmôre die verskil kan wees in jou eie terme vir die wêreld daar buite. Halleluja. Vers 11. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Met ander woorde, gemeente, vanmôre, wanneer die Here besig is met jou, is dit jou gees wat hy gaan kom vul. Wanneer die Here jou kom bedien vanmôre, jou kom aanvaar soos jy is dit vanmôre sy gees wat jou lewe gaan kom oorneem om jou met hom te versoen vanmôre. Ek is nie vanmôre besig met 'n bekeringspreek nie. Ek is vanmôre besig met 'n preek om jou te herinner dat daar is 'n God wat hoor vanmôre. Daar is 'n God wat hoor vanmôre hoe en wat gebeur in die wêreld om ons. Nou die Here staan altyd gereed om ons lief te hê. Amen. Ons te ondersteun en ons te lei omdat hy sy gees in ons gegee het as trooster. En die Heilige Gees openbaring ons kan gee en bring. Dit is die wyse waarop die Here gereed staan vanmôre om ons te bereik, te beïnvloed, te bedien en te bemagtig vanmôre. So kan jy met my saamstem vanmôre dat dit tyd is dat die Christene die Here moet behaag in gees en regverdigheid. Amen. Hoekom? Want die Here is 'n God van regverdigheid vanmôre. En hy staan vanmôre gereed om in sy huis in te spreek. Daarna wil ek met jou kom gesels vanmôre net oor een punt en dis die hoofpunt van my boodskap vanmôre. Hy wat gereed staan, staan jy gereed vanmôre? As hy vanmôre gereed staan, staan jy gereed vanmôre? Johannes 14 vers 9 sê nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar almal sê saam my maar. Julle sien my. Die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my.
Wat hy eintlik vanmôre vir ons kom sê, kind van die Here, is die wêreld kan my nie meer sien nie, maar jy kan my sien vanmôre want jy het my gees in jou vanmôre. Halleluja. Daarom wanneer die Here jou kom bedien vanmôre, is dit nie net om jou te verlos of jou vry te maak of jou te genees vanmôre nie. Dit is sodat jy in sy teenwoordigheid kan wees vanmôre. Dit is sodat jy kan sê die wêreld sien hom nie meer nie, maar julle sien my omdat julle my gees het. Amen. Prys die Here. Jy moet vanmôre die vraag vir jouself vra, staan jy vanmôre gereed om te ontvang en om te gee? Ons moet vanmôre besef, ons wandel in 'n tyd waar die geloof van Christene op soveel maniere getoets word. Kan ek 'n amen kry? Soveel maniere probeer afgekraak word, soveel maniere gesteel word, soveel maniere net opgebreek word. Hoekom? Want ons is in 'n tyd waar daar baie op die Christene gaan begin neerdal. Ek sê dit vanmôre in die woord sê dit. Maar staan jy vanmôre gereed vir die Here? Staan jy vanmôre gereed vir die genesing wat hy jou kan bied vanmôre? Staan jy vanmôre gereed vir die openbaring wat hy jou kan bied vanmôre? Staan jy vanmôre gereed vir die geleenthede wat hy jou kan bied vanmôre? Staan jy vanmôre gereed vir die voedsel wat hy jou kan bied vanmôre, omdat jy sy gees in jou het? Staan jy vanmôre gereed vir die spreek van tale wat hy jou bied vanmôre? Staan jy vanmôre gereed vir die liefde wat hy jou kom gee vanmôre? Kerk, staan jy vanmôre gereed vir die splinternuwe salwing op jou lewe vanmôre? Kan jy sien hoekom ons gereed moet staan? Dis pastoor, dit klink asof ons na oorlog toe gaan. Nee my vriend, ons is klaar in die oorlog. Ons is nog net so 'n bietjie daar in die laakant. Die grootste troepe is klaar uitgestuur. Ons is klaar in die oorlog. En wanneer die Here deurkom vir sy kerk, kom hy deur vanmôre op 'n wyse wat jy nooit sou dink dieselfde sal wees nie. Dis hoekom ek vanmôre met jou as individu praat. Praat nie vanmôre met jou as paartjie nie. Praat vanmôre met jou en vra, is jy reg en gereed vir die Here se werk? Is jy reg en gereed dat die Here jou kan stuur? Is jy reg en gereed dat die Here jou vanmôre kan gebruik tot sy voordeel? Amen. Jy sien, nou gaan ek oor na die kerk. Is die kerk reg vir die Here se openbaring vanmôre? Is die kerk reg vir die krag van die Gees vanmôre? Is die kerk reg om die liefde uit te leef vanmôre? Is die kerk reg vir die uitstorting van die Gees vanmôre? Staan die kerk werklik gereed vanmôre vir die Here se voordeel? Kind van God, staan jy vanmôre gereed, want jou koning staan vanmôre gereed om jou te bedien in alles wat jy jou lewe tot nou toe gedoen het, tot nou toe gebring het. Hy staan gereed om jou te bedien. Die woord sê, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Met ander woorde, wanneer die Gees in jou is die vlees maar dood. Dis nie die sakkie bene wat hier staan, maar die Gees lewe. Halleluja. Menende, omdat ons vanmôre die voorreg het om deur die koning vanmôre self bedien te word. Pastoor John bedien jou nie vanmôre nie. Die koning bedien jou vanmôre. Moet ons besef dat die Jesus werklik vanmôre gereed staan om te bedien en te dien vanmôre. Die Here is vanmôre gereed om sy salwing te gee en te laat rus op elkeen, omdat ons vanmôre by hom is en by hom staan. Staan jy vanmôre gereed om te ontvang? En ek wil vanmôre met die deel dat dit alles moet hier reg wees. Here, ek staan gereed vanmôre, maar ek twyfel nog of u dit vir my gaan doen. Here, ek staan gereed vanmôre, gee my u salwing, maar ek twyfel of dit op daai persoon gaan werk. Ek twyfel of die boldness gaan nie om met daai persoon te praat. Dit is nie gereed nie.
Here, gee my u salwing dat ek vir daai persoon kan vertel, Here, Jesus het jou lief vanmôre. Here, gee my u salwing dat ek vanmôre kan sê, luister kerk, die Here sê, kom ons wees gereed vir hom vanmôre. Here, gee my u salwing vanmôre dat ek vanmôre kan sê, Here, ons is vanmôre hier om die Here te aanbid. Here, gee my u salwing vanmôre dat ek kan sê, Here, ek is vanmôre hier om u woord te bring. Here, gee my u salwing vanmôre dat ek kan sê, Here, ek is vanmôre hier om gestuur om u woord tot in volheid te openbaar vanmôre aan die kerk. Here, gee my u salwing vanmôre dat ek vir daai persoon kan bid om te sê, die Here het jou lief vanmôre. Here, gee my u krag vanmôre om te staan en te sê, Here, al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, u sal nog steeds die lig wees wat vir ons deurkom vanmôre. Here, gee my die krag vanmôre om u woord, Here, te versprei in die wêreld daar buite. It talks about boldness this morning. Is ons vanmôre mentally reg om gereed om te ontvang? Is ons werklik gereed vanmôre om die gees van die lewende God te ontvang vanmôre? Is ons werklik gereed om vanmôre aangeraak te word deur die woord? Is ons werklik gereed vanmôre om gelei te word deur die gees? Maar kom ek gaan u 'n geheim vertel. Wanneer die Here gaan begin uitstort, gaan daar nie keer wees nie. Amen. Wanneer die Here gaan begin gee, gaan daar nie 'n stop wees nie. Amen. Wanneer die Here dit sal laat begin reën, en ek praat van hemelse seëninge, ek praat nie van fisiese reën nie. When the Lord is going to make it rain, there won't be stopping. There won't be an umbrella to stop the rain. Wanneer die Here gaan begin gee, gaan hy begin salf. Wanneer sy salwing gaan begin uitgestort word, gaan die mense begin naby aan hom beweeg. Wanneer die uitstorting van die Gees kom, gaan daar visioene wees, daar gaan tale wees, daar gaan uitlegging van tale wees, daar gaan openbaring wees. Jy sien, die kerk moet begin gereed maak, want die tyd kom. Dit begin en dit stap al hoe vinniger. Ek het hierdie week besoek 'n video van die eerste valse profeet wat gesê het, julle moet my aanbid. Halleluja. En die Here gaan vir hom uitstort vanmôre. Amen. Want ons ken die woord. Vanmôre wil ek vir u vra, is u gereed? Is u gereed vanmôre dat die Here jou kan gebruik vanmôre? Daar sal geen keer kan wees wanneer die Here gereed staan dat hy self jou sal seën vanmôre nie. Daar sal geen keer kan wees wanneer jy vanmôre genees nie. Daar sal geen keer kan wees wanneer hy vanmôre jou ultimate voorsiening is nie. Daar sal geen keer wees wanneer hy jou vanmôre totaal en al vergewe het. Dit sal geen keer wees wanneer hy vanmôre self, die Here jou God, jou vanmôre self jou kom verlos. Wanneer hy vanmôre die openbaring bring en nie jy vanmôre net hoor wat die Gees sê. Niks teen die Gees te sê nie. Ek praat vanmôre dat hy self wat God is vanmôre jou kom bedien. Daar's geen keer wanneer hy vanmôre besluit, hy tree in jou lewe nie. So staan jy vanmôre gereed vir die Here of staan jy vanmôre by 'n doodloopstraat? Jy weet nie of dit links of regs is nie. Waar vind jy jouself vanmôre in hierdie tyd? En ek wil vanmôre vir jou sê, draai na die kant toe waar die koning jou die meeste gaan sien. Draai vanmôre na die kant toe waar jy vanmôre jou voetstappe kan rig tot jou God vanmôre. Dit is tyd dat die kerk gereed moet staan vir die koning, maar grootliks vir die werk van die koning. Ek sluit af vanmôre. Ons kan musiek aansit, rustig wees, daarna gaan oor na die nagmaal. Dit is wonderlik om te weet die Here staan gereed vir sy kerk vanmôre. Amen. Maar weer vir 'n oomblik moet u net dit indink. Dink aan 'n deur wat voor jou gerig is en die deur is 'n mooi deur. Die mooiste goud, nie goud nie, hout, ekskuus. Hout wat daar is. Hy's mooi uitgekerf vanmôre. Die handvatsel die mooiste goue kleur. En hy staan gereed vanmôre. En jy weet wanneer jy deur daai deur gaan vanmôre, weet jy jou God wag vir jou aan die ander kant. Jy weet dit. Hoekom weet jy dit? Want die woord sê so. Imagine wanneer jy daai deur oopmaak. Is
daar vanmôre die grootste vreugde en vrede wat vir jou wag. Omdat jy bereid is om te wag op die Here. Omdat jy bereid is om gereed te staan vir die Here. En wanneer jy deur daai deur gaan en jy ontmoet jou koning, en hy kom plaas die wapenrusting op jou vanmôre, hy homself kom bekeer jou vanmôre. Gemeente, die Here staan gereed. Hy homself wil vanmôre daai kleed om jou kom sit. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here is daar wanneer jy hom werklik roep. Jy het al soveel gebede gebid, en soveel seer, soveel oorlog in jou hart, soveel pyn en lyding wat nog deur jou gaan, soveel ongelukkigheid, soveel kwaad. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy deur daai deur gaan, staan die Here gereed om dit by jou weg te vat. Om jou te seën. As jy vanmôre sit en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, is jy welkom om vorentoe te kom. Maar my doel vanmôre was, en ek glo die Here se ook is om vir jou te laat verstaan en jou aan te moedig dat hy is net verby die wenstreep. En hy wag vir jou. Hoekom gebruik ek 'n deur? Want die Here sê, wanneer hy die deur toegemaak het, kan niemand hom sluit, niemand hom oopsluit. Wanneer jy vanmôre deur daai deur gaan, daai deur van gereedheid, sal niemand hom kan oopsluit om jou te belemmer nie. As jy vanmôre voel, jy wil jou hart vir die Here gee, jy welkom na vore te kom. Anders gaan ek vra dat ons net ons oë sal sluit vir 'n oomblik. Ek gee geleentheid, kom ons wag net so 'n bietjie vir iemand wat dalk hulle hart vir die Here wil gee. Ek sê jou aanraai vanmôre, dis die beste geleentheid wat jy het. Die beste keuse wat jy in jou lewe kan maak, is om jou hart vir die Here te gee. Kom ons bid saam. Here, vanmôre is 'n voorreg, Here, om te weet U staan gereed, Here. Om te weet die deur wat ons vanmôre deurgaan, is die deur wat U gee. Om die pyn en die lyding, Here, die oorlog in ons harte, die gebede wat ons vir nog nie geantwoord is nie, Here, die seer, die ongelukkigheid en die kwaad vanmôre, Here, heeltyd, maar finaal, Here, weg te vat. En so wil ek vanmôre na U toe kom en ek wil vir U vra, Here, kom seën ons vanmôre, kom hou ons vas. Here, en kom lei ons vanmôre deur U baie vir ons gelyk te maak, Here. En ek vra dit vanmôre in Jesus naam. Amen.